Heidi, opstaan. Oupa, waarom maak oupa my so vroeg wakker? Ek is haastig, Heidi. Jy moet dadelik opstaan en aantrek. Waarom, oupa? Ons moet stad toe gaan. Stad toe? Kom, kindjie, aantrek en gou ook. Ek gaan gou vir ons iets te eet te maak. Gou aantrek, hoor. Stad toe? Oupa wou nog nooit stad toe gaan nie. Ek wonder waarom hy juist vandag stad toe gaan. Dit lyk so mooi buite. Ek wonder of ek regtig saam stad toe wil gaan. Oupa! Oupa, ek is klaar aangetrek. Kan Pieter saam gaan stad toe? Nee. Hoekom nie? Omdat ek so sê. Oupa! Heidi, moenie my vanoggend kwaad maak nie. Kom eet jou kos sodat ons stasie toe kan gaan. Nou het Heidi geweet moet sy nie met haar oupa sukkel nie. As sy voorkop so vol plooie is, moet sy liewer net doen wat hy sê. Vinnig het sy ontbyt geëet en toe haar mooi hoedjie wat oupa vir haar gegee het opgesit. Kom oupa, ek is klaar. Totsiens, Josef. Ons gaan stad toe. Jy moet ons huisie mooi oppas. Swinnie en Berlie het oupa julle klaar gemaak. Kom, ek jaag julle so lank na die weivelde toe. Pieter sal julle nou kom haal, hoor. Kom, Heidi. Ek kom, oupa. Het is vanoggend heerlik buite. Hoekom is die stad, oupa? Na die trein. Die trein? Ek gaan met die trein ry. Kan ek... Pieter, ek gaan met die trein ry. Heidi, waar oupa? Pieter, kom saam stad toe. Ek wil nie stad toe gaan nie. Ek gaan trein ry en kyk hoe lyk dit in die groot stad. Vir wat? Oupa, vir wat gaan ons stad toe? Besigheid. Jy weet mos ek pas bokke op, man, ek kan nie saam gaan nie. Net vir een dagie. Kom saam, jong. Wat gaan ek maak as oupa besigheid doen? Ek weet nie. Maar jy beter nou hardloop, Heidi, anders bly jy net hier. Heidi. Ek kom, oupa. Kom saam, Pieter. Ek kan nie, Heidi. Jy beter hardloop, Heidi. Oupa het nie lus om volgend te speel nie. Hy lyk kwaad nie. Loop nou, Heidi. Totsiens, Pieter. Mooi kyk na die bokke, hoor. En daar gaan Heidi. Oupa is regtig haastig. So ver sy hardloop wonder Heidi darm watter soort besigheid haar oupa nou regtig in die groot stad het. By die stasie het oupa kaartjies gekoop en wag hulle vir die trein. Is dit ons trein wat aankom, oupa? Ja. Sjoe, dis darm 'n groot trein. Waar klim ons in? Jy sal sien. Hoekom rook hy so? Dis die enjin, daar maak hulle vuur. Vir wat, oupa? Om water warm te maak. En die warm water? Die warm water maak stoom wat weer vir die enjin krag gee om die wiele te laat draai. Kom ons klim in. Gou maak, Heidi. Sjoe, maar is darm 'n groot ding. Help my dan, oupa. Skus, ek is ook so in gedagte vanoggend. Waar gaan ons sit, oupa? Ek dink net hier is die regte plek. En Heidi, nou gaan ek 'n bietjie dink en jy gaan minder vrae vra. Hoekom, oupa? Omdat ek so sê. Kyk so lank by die venster uit. En toe Heidi eers by die venster uitkyk, is daar mondjies sommer toe. Kyk net hoe vlieg die bome verby. En daar staan 'n trou beeste. Sy wou nog kyk, toe is hulle al klaar skoon weg. Sy en Pieter ry seker net so vinnig met hulle slee soos wat hierdie trein nou ry. Voordat sy oupa weer lastig kan val met baie vrae, hou die trein stil. Al die huise. Gaan ons daar afklim, oupa? Ja. Klim nou versigtig af, Heidi. Pas nou op. Kyk, daai mooi waantjie. Gaan ek daarop ry, oupa? Nee, dis vir die mense se tasse. Dis so 'n mooi waantjie. Ek kan mos bo op die tas sit. Kan ek saamry tot buite asseblief? Seker, kom ek tel jou op. Kom, oupa. Kyk hoe lekker ry ek op die tasse. Moenie so vinnig stoot nie. Ek wil alles sien, oupa. Moenie so skree nie, Heidi. Ek loop dan hier langs jou. Dis so lekker hier op die waantjie. Ek wens Pieter kan my nou sien. Afklim, Heidi. Dit was lekker. En al die huise wat so naby mekaar staan. Hulle dan nie eers plek vir 'n bok of gras of bome nie. Kom, Heidi. Moenie so vinnig loop nie, oupa. Ek wil na alles kyk. Die mense lyk so snaaks.
Ai, die oupa is haastig. Ek wil gou my besigheid klaarmaak sodat ons kan terug gaan huis toe. Hou oupa nie van die stad nie? Nee. O, oupa, ek weet. As oupa klaar besigheid gedoen het, dan kan ons vir my pop se rok terminaal gaan koop nie, oupa? Ons sal sien. Waar gaan ons nou? By hierdie kantoor moet ek my besigheid doen. En kan ek nie maar buite rondkyk nie? Nee, Heidi, net nou raak jy weg. Nou, hoe kry ek jou dan weer in hierdie groot stad? Ja, dis waar. Oupa, kyk net daai plek. Met al die brode en wors en wat se ander eetgoed is dit daai? Kom, Heidi. Goed, oupa. Ewe bedees stap Heidi saam. Sy wil daarom regtig na al die nuwe dinge hier in die stad kyk. En nou moet sy saam met haar oupa na die kantoor toe gaan. En hier sal sy seker stil moet sit. En dit was ook net so. Sy moes doodstil sit. En sy moes so lank stil sit dat sy naderhand net sulke lang gape soos Josef gegaap het. Kom, Heidi. Is oupa klaar? Kan ons nou vir my pop se rok terminaal koop? Ons se materiaal, kindjie. Ja, ek dink ons kan vir jou popmateriaal koop. En vir Pieter? Wat kan ons tog vir Pieter koop? Iets vir sy wa? Nee, Heidi. Daardie hout was vir Pieter mooi, net soos ons het gemaak het. Pieter hou van mooi hout. Wat is dit daai, oupa? Dis 'n koets, my kind. Mense ry daar. Hulle ry tog nie so vinnig soos ek en Pieter nie. Kom ons kyk of hierdie winkel mooi materiaal vir jou pop het. O, hier is so baie lap. Ek weet glad nie wat 'n materiaal ek wil hê nie. O, oupa, wat maak die mense met so baie goed? Al die rakke is vol, so propvol. Hier's baie mense in die stad, Heidi. Kom, my kind. Koop nou gou jou lap sodat ons twee kan terug gaan huis toe. Heidi het regtig nie geweet van watter materiaal om te kies nie. Gelukkig was daar toe 'n baie vriendelike tannie wat haar gehelp het. Sy het sommer 2 mooi stukke lap gekoop. Sy sal vir Pieter se ouma vra om haar te help om 'n rokkie te maak. Voordat hulle teruggaan stasie toe, het oupa eers vir Heidi na 'n restaurant toe geneem. Hier gaan ons nou ietsie eet en koffie drink. Koffie? By die huis drink ek net altyd van ons bokke se lekker melk. Wat wil jy saam eet, Heidi? Kyk op daai skinkbord, is koekies. So baie soorte. Watter een wil ek nou hê? Hierdie een asseblief. Oupa, kan ons van die koekies vir Pieter saamneem? Ek het gedink ons moet vir Pieter sjokolade saamneem, kindjie. Sjokolade? O, hy sal darm baie daarvan hou. Ons twee moet nou regtig opskud. Jy weet, daar's net 1 trein vanmiddag terug na ons huis toe. Hier is ons koffie en roomkoek. Wat sal gebeur as ons te laat kom vir die trein, oupa? Dan sal ons hier moet bly. Hier in die stad, dit sal lekker wees. Nie vir my nie. Ek wil in my eie bed slaap. Waar sal ons slaap as ons hier bly, oupa? Kom, Heidi. Ek wil glad nie hier bly nie. Drink jou koffie sodat ons stasie toe kan gaan. Die koffie is lekker, maar glad nie so lekker soos ons bokke se melk nie. Maar hierdie roomkoekies staan regtig baie lekker. Ek wonder of ouma nie van so 'n broodjie sal hou nie. So het ons maatjie gedink terwyl sy so gou as moontlik eet en drink. Sy wil daarom regtig nie alleen hier bly nie en oupa het sy koffie al klaar gedrink. Hulle het by die toonbank vir die koffie en 'n roomkoek betaal en daar het oupa vir haar en ook vir Pieter sjokolade gekoop. Daarna is hulle stasie toe om te wag op die trein wat hulle terug sal neem na hulle houthuisie bo in die berge. Materiaal, wat moet ek nou daarmee doen? Nee man, dis nie vir jou nie, dis vir my pop. Ek gaan vir haar rok maak. Dis mooi materiaal, né? Ag, ek weet nie veel van materiale nie, maar ek het gedink jy het vir my ook iets gebring. Ja, ek het. Hier in hierdie pakkies vir jou iets wat ons van die stad af gebring het. Jy sal nooit raai waar ons dit gekoop het nie. Hier, Pieter. Wat is dit?
Jy moet daai blink papier ook afhaal. 'n uitslike stuk sjokolade. Jippie! Ek het vir ouma 'n broodjie ook gebring. Wanneer gaan ons dit vir haar gee? Dit is die lekkerste stuk sjokolade wat ek nog in my hele lewe geëet het. En jy ook 'n stukkie? Nee, dis alles joune. Ek het so 'n stukkie van my sjokolade geberg hier in my voorskoot se sak, sodat ek dit saam met jou kan eet. Ek is bly. Nou is hierdie alles myne. Kom ons gaan kyk wat die bokke doen. Ja, ek het so lekker geëet dat ek skoon van my bokke vergeet het. Ai, die kyk net waar staan hy stout en Snoekie. Ek gaan hom net gou wegjaag. Wag vir my Pieter, ek kom saam. Ek kan nie, net nou tuimel hy dan hy skeer af en dat is my skuld. Ag, hy Sally, Snoekie is te slim. Kom weg, Snoekie. Kom hier man. Ek kyk net wat ek hier vir jou man. Snoekie het al genoeg groen gras geëet. Kom Snoekie, ek gaan vir jou 'n stukkie van hierdie sjokolade gee. Jy moet nie saam met Snoekie daar staan nie. Ai, die kom weg daar. Los my Pieter. Kom Snoekie. Kyk, sy het die sjokolade geryk. Kom Snoekie. Hier my bokkie kom. Oh, so meisie kan, jy kan my saam laat skrik man. Gaan jy rarig vir die bok van daai lekker sjokolade gee? Natuurlik. Sy het dit dan net nou geryk. Nou moet sy dit kry. Hier Snoekie, hier my bok. Dit smaak lekker, nee. Ek gaan nie van my lekker sjokolade vir 'n bok gee nie. Ek eet dit liewer self. Ai, ek gaan net daai bokke bymekaar jaag, hoor. Dan kom jy weer hiernatoe. Ek het vir jou nog niks van die stad vertel nie. Kom Snoekie, ons twee gaan kyk of die fonteintjie nog daar onder die ou groot rots is. Ai! O, hier's jy. As daar nog water in ons fonteintjie. En die water is nog net so lekker koel. En nou wat het toe in die stad, Heidi? So baie beter hier, waar jy die wolke en die voëls kan sien. Maar daar is mos ook wolke en voëls. Pieter, weet jy wat? Die huise en winkels staan net so vas te mekaar en hulle is so hoog, so baie hoog. As jy so tussen hulle staan en jy kyk so op en op, dan sien jy net daar ver 'n stukkie blou lig. Ag, seker nie so erg nie. Dit is, die gebou is hoog en ons was amper die hele dag daar en ons het nooit eers 'n voeltjie hoor fluit nie. En bokke? Het daar 'n drinkplek vir die bokke? Dis seker Pieter, maar ek het net huise en huise en huise gesien. Oh, ek is so bly, ek bly hier waar alles so oop is. Dis tog so heerlik. Ons kan hardloop, spring en dans en ons pla niemand nie. Daar gaan die meisie kant alweer. Ag, ek gaan maar so lank die bokke bymekaar maak. Ek sal seker nooit hoor hoe dit regtig in die stad lyk nie. Pieter het die bokke bymekaar gemaak en Heidi het saam met Snoekie in die voors rondgehardloop totdat sy haar oupa hoor roep. Heidi, Ja, oupa. O, dit is heerlik hier by ons waar die mense die son kan voel en die voëls kan hoor sing en staan tog stil, Heidi. nee wat oupa, ek het gister lank genoeg stil gesit. Nou wil ek tog asseblief net rondhardloop. Heidi, het jy vir Pieter sy sjokolade gegee? Ja, oupa. En dit was vir hom vreeslik lekker. Hy het eintlik een stukkie lank gehou voordat hy dan begin eet het. Ja, die knap is ook altyd honger. En wat van sy ouma se broodjie en roomkoekie? Ek gaan dit self vir ouma gee. Maar jy sal dit gou moet neem, kykie, dit kan sleg word. Ek loop nou, Heidi. Tada, en dankie vir daai sjokolade, oupa. Dit was baie lekker. Hi, wag vir my Pieter. Ek stap 'n entjie saam. Ek is so bly ek hoef nie stil te sit soos gister nie. Pieter, kan ek môre na jou ouma toe gaan? Môre? Ek weet nie, want ons sal eers moet sien wat ek met die bokke moet maak. Miskien sal oupa toelaat dat ek alleen gaan. Tada Pieter, ek moet nou omdraai. Sê groete vir ouma, hoor. En daar hardloop Heidi na haar oupa toe. Maar sy is daarom bly dat sy nie in die stad hoef te bly nie.